Kom ons staan so en dan sing ons die Onse Vader. So spreek die Here, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, kom ons sing Psalm 68. Ons sing daar die 2de en die 3de vers tot eer van die Here.
Geliefdes, na die wet, dan sing ons gesang 277, vers 1 en 2, en dan na die geloofsbelijdenis, die 3de en 5de vers van gesang 277. Maar kom ons luister eers na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken staan hier in Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes, so hoor ons daar in Jesaja 53 vers 5, as daar van Jesus Christus gepraat word, maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor. Terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Hoe wonderlik hierdie woorde van waarheid, maar Christus wat dit vir my en jou gedoen het, die woorde wat daar so gebruik word, hy is deurboor, hy is verbrysel, sodat ek en jy die vrede van verlossing in die hart kan hê. Kom ons spreek ook nou die 12 artikels in die hart.
Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorm en begrawe is, en ter hulle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Geliefdes, ja, ons luister vanmôre na die woord van die Here, daar uit Johannes 20. Johannes 20 gaan ons daarvan vers 19 tot en met vers 31 gaan ons lees. En voor ons lees, kom ons bid eers saam. Here God, U wat almagtige, alwyse, soewereine God is, en U wat regeer, Here, U wat beskik, U wat deur U genade vir ons hierdie wonderlike reën skenk, en ons loof en prys U daarvoor. Ja, Here, ons staan dankbaar vir al die goedheid in ons lewe. En ons weet hierdie lewe is nie maar net maklik nie, maar hoe wonderlik U wat vir ons ook in die swaar help, U wat vir ons krag gee, U wat vir ons moed gee, U wat die trane afdroog as ons hartseer is. En Here, ons het dit so nodig. Ons raak dikwels moedeloos. Maar dankie dat ons deur U krag, die opstandingskrag van Jesus Christus kan leef, voortleef, voortbeur. Dankie Here dat ons gemeente kan wees, gemeente van ons Here Jesus Christus. Om elke Sondag hier ook sy opstanding te vier, sy oorwinning te vier. En dat ons juis in hierdie oorwinning ook kan optree, kan saam wees, kan jubel. Ja, Here, vergewe ons waar ons dikwels so neerslagtig is. Ons gaan so vaskyk teen maar net die swaar, die moeilike dinge, die slegte dinge. Maar U gee vir ons so baie goeie dinge.
U seën ons met soveel gawes. En baie dankie daarvoor. En Here, ook hier waar ons by mekaar is, gee dat ons as gelowiges, as lidmate mekaar sal waardeer. Dat ons werklik mekaar se laste sal dra. Innig van mekaar sal omgee, vir mekaar sal bid, mekaar sal aanmoedig. Ja, Here, dankie daarvoor. Dankie vir hierdie gemeenskap van gelowiges. Maar dankie Here ook as ons hier is, die gemeenskap met U. Die Heilige God, wat deur die Gees ook vanmôre hier is. Die Gees wat hier die woord in ons harte bring. Ja, Here, en ons aanvuur in die geloof. Ons bid om die genade, Here, ons vra, wees ons sondaars genadig. Vergewe ons sondes. Ons vra dit, ons smeek dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Geliefdes, hier uit Johannes 20 gaan ons lees van vers 19. En toe dit aand was op daardie eerste dag van die week, en die deure waar die disippels vergader het uit vrees vir die Jode gesluit was, het Jesus gekom en in hul midde gestaan en aan hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sy, en die disippels was bly toe hulle die Here sien. Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. As julle die mense hulle sondes vergewe, dan word dit hulle vergewe. As julle die mense hulle sondes hou, dan is dit gehou. En Thomas, wat genoem word Didimus, een van die 12, was nie saam met hulle toe Jesus gekom het. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy het vir hulle gesê, as ek nie in sy hande die merk van die spykers sien, en my vinger steek in die merk van die spykers in my hand en sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. En 8 dae daarna was sy disippels weer binne en Thomas saam met hulle. En Jesus het gekom terwyl die deure gesluit was en het in hul midde gestaan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande en bring jou hand en steek dit in my sy. En moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. En Thomas antwoord hom en sê vir hom, my Here en my God. Jesus sê vir hom, omdat jy my gesien het, Thomas, het jy geglo. Salig is die wat nie gesien het nie en tog geglo het. Nog baie ander tekens het Jesus voor sy disippels gedoen wat in hierdie boek nie beskrywe is. Maar hierdie is beskrywe dat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo die lewe kan hê in sy naam. Tot sover mag die Here hierdie woord ook vanmôre in elke hart seën. Geliefdes, hierdie vers 27 en dan oor daar in vers 28. As Thomas dan so sy vinger bring en dit kan voel die wonde, en dan sê hy vir hom, moenie ongelowig wees nie, maar gelowig.
En Thomas antwoord en sê vir hom, my Here en my God. Geliefdes, ons het verlede Sondag gelees, ek het vertel hoe baie harte werklik aangeraak is deur die opwekking van Lazarus uit die dood. En dit was alleen moontlik deur die krag en die werk van ons Here Jesus Christus gewees. Maar so het ek ook vertel en verwys op hoe baie meer ingrypender nog wyse harte deur die opstanding en verskynings van ons Here Jesus Christus self gebeur het. En ons kan maar dink en jy kan maar in die eie lewe dink hoe hierdie gebeurtenis, die opstanding van ons Here Jesus Christus, hoe het dit deur eeue daarna harte aangeraak? Hoe raak dit steeds harte aan? Jesus Christus, wat vir my ellendige sondaar deurboor is, daar aan die kruis gehang het, vir my sondes betaal het. En dit het deur die eeue en ook vandag bring dit 'n radikale verandering, 'n inkeer en bekering in mense se harte. Ons lees hier in hierdie gedeelte van Jesus se verskyning na sy opstanding. Dit was van natuurlik, hy verskyn aan hierdie vergaderde gemeentetjie, saam met 10 van die disippels. Hulle kort eintlik 2 daar. Judas Iskariot het hom self gaan ophang, hy het selfmoord gepleeg, Matteus 27, jy kan dit gerus maar daar gaan lees. Maar Thomas Didymus was nie hier by die eerste geleentheid nie. Hy is nie teenwoordig nie. In hierdie gemeentetjies ons hulle daar kry, baie opgewonde natuurlik in die eerste plek. Want Jesus het opgestaan, hulle hoor dit, die nuus versprei geweldig. Ons kan maar net dink daar die borrelende blydskap in harte. Want Jesus leef. Maar tog, my broer en suster, kan ons onsself voorstel en ons lees dit ook hier raak. Daar is vrees in hulle hart. Vers 19 sê daar, die deure waar die disippels vergader het uit vrees vir die Jode gesluit was. Dit was gesluit. En nou kan ons maar net dink, hoekom? Natuurlik hierdie disippels wat valslik beskuldig word dat hulle Jesus Christus se liggaam uit die graf kom steel het. Met ander woorde, 'n groot aantuiging, lijkroof, 'n baie ernstige oortreding destyds. So hierdie klompie gemeentelede, ekskuus tog, het hier reg gesit, enige oomblik kon die Romeinse soldate daar instorm en hulle almal arresteer. En daarom verstaan ons ook saam met hierdie opgewondenheid, hierdie bangheid. En nou moet jy verder onthou, nog vars in hulle geheue, Jesus se inhegtenisname, en al daardie gebeure, traumaties gewees, sy wrede lyding, daardie swaar tog wat hulle gesien het, hy stap daar na Golgotha, aanskou het sy kruisiging, ver weg gestaan het, maar alles gesien het. Al hierdie verskriklike gebeure, die emosies, die gedagtes, en dan verskyn Jesus onverwags hier in hulle midde. Waar hy presies vandaan gekom het en hoe hy daar gekom het, die kon hulle nie begryp nie. Maar wat tel, hy was daar in lewende lywe. Eers natuurlik sekerlik die skok, die verbasing, maar dan my broer en suster daar die kalm,
Daardie rustige stem wat hulle onmiddellik herken. Die stem van hulle herder, Jesus Christus. En dan sê hy uit sy mond hierdie wonderlike woorde, vrede vir julle. Hulle wat juis hier sit in angs en bang wees, en nou kom Jesus en hy sê vir hulle vrede. My broer en suster, ek wil eers vanmôre vra, hoor jy nog regtig die stem van die Here in jou lewe? Ken jy nog sy stem? En hoe nader 'n mens aan die Here Jesus leef, in gehoorsaamheid aan sy woord, hoe duideliker sal jy sy stem hoor. Dan my broer en suster, as jy daar die stem hoor, sal dit jou kalmeer, jou berusting bring in 'n ou deurmekaar wêreld. Maar dit kan ek ook vir jou sê vanmôre, neem dit ter harte. As jy ver weg van die Here leef en al verder en verder wegdryf op 'n manier, kan ek vanmôre vir jou sê, sal sy stem al vreemder word. Jesus Christus, hy kalmeer hulle en dan kom en hy wys hulle sy spykerwonde in die hand en die spieswonde, die merke in sy sy. Hulle kan daarna kom kyk, hy wys dit. Hulle kan kom voel. En dan, sonder enige twyfel, dis hy, Christus leef. En dan kom hy en dan sê hy weer vir hierdie gemeentjie daar voor hom, vrede vir julle. Hoor jy dit vanmôre in hierdie woorde, dan blyk die waarde, die krag, die besieling in die innige gemeenskap van gelowiges, wat ek en jy nie altyd verstaan nie. Wat ons baie keer miskyk. Die betekenis daarvan om as 'n gemeente, as gelowiges so innig by mekaar te kan wees in gemeenskap met die Here. En daarom moet hulle nou hierdie vrees en hierdie twyfel op sy skuif en in die krag van sy opstanding moet hulle uitgaan en gaan getuig. En dan doen Jesus nog meer. Hy gee aan hulle hierdie sigbare en 'n hoorbare tekenne as hy blaas op hulle en hy sê vir hulle, hy gee vir hulle die Heilige Gees. Hy sê ontvang die Heilige Gees. Eintlik daar weer hierdie tekens as maar net vir hulle om te bevestig van die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Hy's hier om vir julle te help. Hy bevestig dit. Hy bevestig die krag en die werk van die Heilige Gees, sodat hulle kan uitgaan, hierdie Gees wat vir hulle gaan help, om te gaan vertel, om te gaan getuig. Hoe wonderlik, my broer en suster. En dan weer, kan 'n mens daar so nie baie goed aflei hoe Jesus weer daardie aand hulle verlaat het nie. Dit word nie aan ons vertel nie. Maar die belangrike, my broer en suster, en dis wat ons vanmôre moet onthou, hy laat hierdie gemeentetjie met 'n vaste sekerheid, 'n onwrikbare sekerheid van sy oorwinning oor die dood. Jesus Christus lewe. En nou kan ons maar dink,
Dink maar toe hulle daar by Thomas kom, hy wat nie wou gaan nie en sy ongeloof nie, hierdie vergadering nie wou bywoon nie. Hoe kan maar dink dat hulle by hom kom en soveel entoesiasme en blydskap en met sekerheid vir hom kon getuig. Ekskuus tog daar in vers 25, as hulle vir hom sê, ons het die Here gesien. Soveel entoesiaste en blydskap en oortuiging. Soveel so, dat hierdie ongelowige Thomas, hy's bereid om hierdie keer saam te gaan. Natuurlik, as ons dit sê, met die wete dat menslike oorreding nooit die groot saak is nie, maar die werk en krag van die Heilige Gees, dis die deurslaggewende. En ons leer Thomas Didymus maar as 'n skeptiese mens, maar baie negatief, pessimisties. Vir elkeen van ons ook maar 'n les. Sien maar gewoonlik die negatiewe kant raak. As Jesus Christus, en hy het verlede Sondag daaroor gepraat, dan aan Betanië toe opgeroep word, ontbied word, dan kom hierdie Thomas so pessimisties, so sarkasties eintlik. Johannes 11 vers 26, hy sê, laat ons ook gaan om saam met hom te sterf. Ag, kom ons gaan daar man, dan word ons almal doodgemaak. Wie gee nou om? Daar in Johannes 14 ook belangrik, as Jesus Christus daar probeer om sy disippels te bemoedig en moed in te praat en te kalmeer, dat hy vir hulle sê, maar hy gaan hulle verlaat, en hy wys na sy hemelvaart, hy gaan om vir hulle plek te berei, dat hy die weg baan na die hemelse Vader. Dan is dit weer hierdie skeptiese Thomas, wat teewerp, Here, ons weet nie waar hy gaan nie, en hoe kan ons die weg ken? My broer en suster, 'n Thomas wat hierdie keer saamstem of instem, hy gaan saam kerk. Hulle het vir hom vertel, Jesus leef. Maar hy stel voorwaardes. Hoor jy dit? Hy kom met voorwaardes. Ek moet die wonde daar in sy hand kan sien en voel. Ek moet die wonde daar in sy sy kan sien en voel. Vers 25, so blaatant. As ek dit nie sien nie, vergeet dit, sal ek nooit glo nie. Hoor jy nie in hierdie woorde ook onsself? Baie keer ons klein geloof, ons ongeloof. En hoe blaatant kom ons baie keer en stel voorwaardes. Voorwaardes tot geloof, jy weet baie goed, dink maar. As dit en dat nie gebeur nie, ek gaan dan glo ek nie, vergeet dit. As ek bid ook, die Here moet eers dit en dit vir my doen. Anders, voorwaardes. Stel jou voor, ons kom en ons stel voorwaardes aan die soewereine, alwyse God. My broer en suster, terwyl die deure gesluit is, maak Jesus opnuut sy verskyning met die kalmerende en die kenmerkende vredesgoed, vrede vir julle. Weer doen hy dit. Weer sê hy hierdie woorde van berusting die derde keer. En nou weet hy van Thomas en hy kom en hy nooi Thomas persoonlik uit om hier in sy wonde, in sy hand en sy sy te kom vat. Kom kyk, kom vat. Want hy weet van Thomas se twyfel, sy onsekerheid
En daarom ook hier die belangrike woorde in vers 27, wat die Here vir my en jou ook so baie wil sê. Moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. Hoeveel keer wil die Here nie dit vir my en jou deur sy gees sê nie, deur sy woord en gees. Broer en suster, so sien ons in die geloof, daar die spykermerke, daar die spieswonde in die sy, die merke. So dink ons, dit herinner ons aan Golgotha. Dan sien ons Jesus se uitnodiging eintlik oorbodig. 'n Thomas wat met een so oorweldig word, getref word, aangegryp, aangeraak word deur Jesus se teenwoordigheid, sy woorde, en sonder dan om enigstens te aarsel, dan kom hier die woorde uit sy hart. Vers 28, my Here en my God. Soos hy daar aanvanklik afwesig was, en daar die afwesigheid sy ongeloof te kenne gegee het, soos hy nou hier en op die kragtigste wyse en verwondering gee hy nou erkenning aan die opgestane Here Jesus Christus. Hy's God. My broer en suster, watter indruk, geweldige indruk het hierdie verskyning nie op sy swaarmoedige, twyfelende Thomas sy gemoed gemaak. Ook natuurlik die ander wat het ook gesien het, dit gehoor het. Jesus se reaksie op Thomas se woorde, dan lei dit tot 'n wonderlike saligspreek oor hom. 'n Saligspreking, my broer en suster, nie net gerig tot hierdie disippels nie, maar vir alle mense deur al die eeue, hierdie saligspreek vir my en jou. Hoor jy dit? Salig is die wat nie gesien het nie, en tog geglo het. Die wat die woord van God ken, sal ook weet, en jy sal dadelik dink, sekerlik aan Hebreërs 11, daarvan vers 1, wat so mooi definisie van geloof gee, as hy daar sê, die geloof dan is 'n vaste vertrou op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. En kom ons wees nou maar eerlik, baie keer wil ons eers sien. Ons sê dit ook sommer prontuit, ek sal glo as ek het gesien het, andersins vergeet. Maar ons sit met 'n probleem, want ons weet in die wêreld, hierdie wêreld waarin ons woon, dis 'n aardige wêreld, snaakse wêreld. Hy kan vir ons baie keer valse dinge opdis. Skyn dinge wat hy vir mense voorhou, en so baie mense wat daarvoor val. Hy bring dit vir die mens voor sy oë en sy ore. Dink mooi, my broer en suster, as ons verwys daarna Openbaring, waar daar gepraat word van die valse profeet. Die valse profeet wat saamwerk met die antichrist, natuurlik meelopers. En van hierdie valse profeet word gesê, moet mooi luister, daar is natuurlik al baie valse profete in hierdie ou wêreld. Maar Openbaring 13 vers 13 sê van hierdie valse profeet wat sal kom, hy doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdal op die aarde voor die oë van die mense. En hy verlei die bewoners van die aarde deur tekens wat hom gegee is om voor die oë van die om voor die oë van die dier te doen. Sien jy die misleiding
Hoe mense sal sê, dit wat ek sien, die glo ek, die verwarring, die twyfel, wat al so baie daar is in mense se harte ook vandag. Gelowiges wat wegdryf, wat glo in al hierdie dinge. Klein geloof, ongeloof, en leer dit vanmôre uit hierdie gedeelte maak 'n mens bang. Ongeloof maak 'n mens bang. Dit maak 'n mens, dit maak jou onseker. Dit laat jou twyfel. Maar geloofsoë gevoed deur die woord van God en deur sy gees wat gedurig daardeur gevoed word, bring 'n mens in heilige vervoering. Bring jou nog daar so in diepe nederigheid om bidend voor God te kan kom, in diepe afhanklikheid, om sy oneindige grootheid en sy trou nog te hoor en te sien. Daarom moet ek vra vanmôre, raak Christus sy kruisdood en sy opstanding, sy oorwinning oor die dood. En natuurlik as ons lees van sy verskynings, raak dit jou nog werklik? Bring dit jou hart, my broer en suster, nog in beroering? Bring dit jou in beroering? Maak dit jou nog brandende? Bring dit jou in so ekstase, dat jy ook soos 'n Thomas kan sê, my Here, my God, is daar nog 'n borrelende blydskap in jou hart? En dis wat 'n mens deesdae onder gelowiges mis. Hulle loop die hele tyd in mor en kla oor die omstandighede. Maar dit wat groter is, Jesus se verlossing, sy alomteenwoordigheid, die feit dat hy leef, daaraan my broer en suster skat hulle so gering. Hoe wonderlik, 'n mens kan prevelend uitroep, so nietigheid buig voor die God in diepe afhanklikheid, voor sy ondeurgrondelike liefde, genade. En daarom my broer en suster, ons moet skaam kry oor ons klein geloof, ons ongeloof. Skaam kry oor ons hartvogtige onvergewensgesindheid. Wys jou lewe werklik die oorwinning van Jesus Christus. Hy wat die dood, die sonde, die hel oorwin het. My broer en suster, en soos hy hier sy Heilige Gees dit maar net weer bevestig, die Heilige Gees is daar, hy gaan julle help. So wil die Here deur sy Gees ook vir ons help om werklik getroue, volwaardige getuies te wees, om te gaan vertel en te leef. Jesus Christus leef. So help by dieselfde Gees my en jou om waaksaam gereed te wees op die koms, die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Hoe wonderlik eendag wanneer hy kom, daar die basuin geklank wat almal sal hoor. Niemand sal dit mis nie. Waar die dooie sal opstaan uit die graf, om saam met Jesus daar in die nuwe Jerusalem in te gaan. Openbaring 3 vers 5. Salig is hulle wie se name opgeteken is in die boek van die lewe.
Openbaring 19 vers 9, ook hierdie saligspreking. Salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die lam. Amen. Kom ons bid saam. Here God, U die almagtige, dankie vir die woord. En Here, ons bid dat U deur die Gees ook hierdie woord in elke hart bring wat dit hoor. Gee dat ons nie ongeraak vanmôre hier sal uitstap nie. Maar ja, Here, so geraak deur die woord en Gees, dat ons getroue getuies sal wees van U, die enige God. Ware getuies sal wees van ons Here Jesus Christus, sy redding, sy oorwinning. Ons vra, Here, lei ons, help ons, gee vir ons krag. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Vanmôre my baie opgeval toe ons hier gesang 277 gesing het daar, die 5de vers, dan eindig hy daar, ek glo jy dit gehoor of geluister toe hy sing, wie verdien ons loflied meer as hy? Wie verdien ons loflied meer as hy? Kom ons sing gesang 304, dis maar vir elkeen van ons wat baie keer maar voel die Here is ver van ons af, hy luister nie, dis ons is maar soos Thomas, die Here hoor nie, hy luister nie na my gebed nie, en so gaan ons aan. Voel jy soms of die Here te ver is? Kom ons sing dit tot eer van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u almal. Amen.